Broeders en susters, goeiemôre, baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek gaan net 'n paar afkondigings doen vooraf, ek gaan nie na die tyd afkondigings doen nie. Jy weet, hierdie maand gebeur daar mos eintlik niks. Dis ons vakansiemaand in Suid-Afrika. Die kollektes vanoggend tydens die erediens vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir Expando, volgende Sondag vir die emeritaatsversorging by die deure en dan die 12de April vir die GKS assistenttasiefonds. Meelewing, Suster Elsa van Wyk is nog steeds in die hospitaal. Ons vra ook voorbidding vir haar. As baie mense wat hierdie week verjaar, besonder vandag Nadia de Kok en Jopie Ibbink, die klein Jopie, en dan is daar nog 'n klomp wat hierdie week verjaar. Ons sê vir almal baie geluk. Baie seën ook toegebid vir die nuwe lewensjaar. Dan, daar is koffie en tee en koekies vir oggend, al is daar nie katekisasie nie, is almal welkom, kom asseblief, dat ons maar saam kuier. En dan die klereverkoping Dinsdag gaan voort. As u nog klere het, of skoene, of beddegoed, of gordyne, of wat ook al wat u nie meer wil gebruik nie, kan jy dit vir ons nog bring, asseblief, môre middag 3 uur by die saal. Ons sal seker so tussen 3 uur en 4 uur of 5 uur wees om reg te maak vir Dinsdag. Dit is dan ons afkondigings. Dit is Dominee Dani se beurt om by ons te preek, maar Dominee Thys is ook met vakansie vir die week. Hulle span 'n bietjie uit. So Dominee Dani in elk geval vanoggend weer eens. Baie welkom. Baie dankie dat jy so graag by ons preek. En dankie dat jy elke keer vir Sari saambring, want ek sien sy kuier lekker met al die susters. Maar baie dankie, ons dank die Here ook dat hy jou nog steeds hierdie krag gee om die werk te doen. Ons hoop jy kan dit nog lank doen. Seën van die Here toegebid. Baie dankie. Dit is vir ons ook 'n voorreg om nog die geleentheid gegee te word om hiernatoe te kom en vir my om hier voor te gaan. Baie dankie. Kom ons begin met die geloofsoortuiging wat ons het op grond van Psalm 145. Die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom in opregtheid aanroep. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot eer van die Here, Psalm 31 verse 5 en 15. In u, my God, wil ek weer bly wees. Die guns wat u my bied, wil ek lof sing in my lied. Psalm 31 verse 5 en 15. Daarna gaan ons saam ons geloof bely.
ons bely ons geloof saam deurdat elkeen van ons hierdie woorde in ons hart sê as ons eie oortuiging. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister nou, broers en susters, hoe die Here wil hê dat sy kinders, die mense wat hy verlos het en tot geloof in hom gebring het, hoe hy wil hê dat hulle uit dankbaarheid vir sy genade vir hom moet lewe. Hy het dit vir ons saamgevat in 10 gebooie, wat in Eksodus 20 opgeteken is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing nou Psalm 81 verse 10 en 12. Vers 10, die eerste gebod, die Here alleen moet gedien word, en vers 12, die oproep dat ons met vrymoedigheid mag bid. Psalm 81 verse 10 en 12, en dan bid ons daarna saam.
Onse Vader wat in die hemele is, ons dankie vir hierdie wonder dat daar 'n band is tussen U en ons. 'n Verbond, 'n genadeverbond. 'n Trou verbond, want U is die een wat getrou is hierin. U is die een wat altyd U woord hou. U is die een wat alles doen, sodat hierdie verbond kan bly bestaan. En ons dank U vanoggend daarvoor, want dit is vir ons die lewe dat ons aan U verbind is, en dit sou vir ons die einde wees van alle sin in ons bestaan, as ons U moet verloor. En daarom smeek ons dat U die band wat U met ons gesmee het in stand sal hou altyd. Dat U nie een van ons uit U hand sal laat losraak nie. En ons erken dat ons ontrou is. Ons bely voor U ons sondes. En dat ons so baie keer hierdie verbond wat tussen U en ons bestaan verloon. En dat ons dit doen wat ons nie mag doen nie en nie behoort te doen nie. En waarteen U ons soveel plekke in U woord waarsku. Ons bely ons sondes en ons ontrou. En ons kan maar net vra dat U sal vergewe, U wat getrou is, soos wat U beloof het om te doen. En maak ons vorentoe getrouer. Maak ons mense wat U liefhet, werklik liefhet. En vir wie U werklik die middelpunt van ons bestaan is. Maak ons gehoorsaam aan al U gebooie en opdragte en bevele. Here, dat ons sal bedroef wanneer ons dit nie nakom nie. En dat dit ons harte sal bly maak as ons die genade bemerk dat ons aan U gehoorsaam word. Gee vir ons hierdie voorreg. Ons dankie dat ons saam met ander mense aan U behoort, dat ons deel mag wees van U kerk op hierdie aarde. Ons dankie ook in besonder vir hierdie huisgesin van gelowiges wat U hier gevestig het en wat U al soveel jare en dekades in stand hou. En ons vra dat U kerk oral, ook hier, sterk sal maak. Sterk in die geloof en in die verkondiging van U waarheid, in die belydenis daarvan, in die handhawing daarvan. En ons vra dat U kerk sterk sal maak, ook deur die liefde wat hulle bewys aan mekaar en aan ander mense ook. Want Here, U liefde is 'n krag wat baie harte kan oorwin en oorrompel. En maak U gemeente ook sterk teen al die aanslae wat die Satan so lustig uitdink en waarmee hy U werk wil kelder. Laat ook hierdie gemeente getrou en standvastig op die pos wees waar U hulle geplaas het. Dink aan elke lidmaat. Wees goed vir elkeen, gee wat nodig is in elkeen se besondere omstandighede. Wees ook by elke huwelik, elke egpaar, elke huisgesin. Dink in besonder aan lidmate wat beproef word, die wat siek is, wat in die hospitaal is of sal moet gaan. Dink aan lidmate wat treur. Dink aan lidmate wat onder druk is en wat wil swyg onder die druk. Dink aan die wie se harte lou geword het en wat twyfel. Ons vra dat U hulle in besonder sal help, al hierdie beproefdes.
en dat U hulle sal laat volhard in die geloof, en dat U hulle ook in die swaar kry, die onsienlike sal laat sien, die lewende God wat by hulle is. Gee ook dat die met wie dit goed gaan, U nie sal vergeet nie, en dit sal onthou dat al die goeie gawes van U kom. Onse Vader, bou ons ook op deur U woord waarna ons nou gaan luister. Gee vir ons harte wat iets van die rykdom van U liefde, wat in U woord vir ons beskryf word, sal verstaan. En maak ons daaroor bly en opgewonde. En gee dit ook vir elkeen van ons om eendag die volle lig daarvan te kan geniet in die ewige lewe by U. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou van die genade van God uit die beruiming van die gedeelte waarna ons vanoggend gaan luister. Dis skrifberuiming 1:1 of 24. Dis die beruiming van Efesiërs 1. Ons sing nou vers 3. Tot roem en prys van Gods genade sing ons nou van sy reddingsdade. Skrifberuiming 1:1 of 24 vers 3. Kom ons luister na God se woord vanoggend, na dit wat die Heilige Gees deur Paulus vir ons laat opteken het in sy brief aan die Efesiërs, hoofstuk 1, ons lees die eerste 14 verse. Efesiërs 1 vers 1 tot 14. Paulus, apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is,
ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. In die preek, broers en susters, gaan ons aandag gee aan twee uitdrukkings, waarvan ons hier in vers 6 en 7 hoor. Vers 6 lees ons dat dit wat die Vader doen, doen hy tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Vers 6, die heerlikheid van sy genade. Vers 7, die rykdom van sy genade. Broers en susters in die Here, en dit sluit julle kinders wat hier is in, julle is ook broers en susters in die Here. Dis een van die moeilikste gedeeltes in die Bybel wat ons vanoggend gelees het. Dis ook een van die wonderlikste gedeeltes in die Bybel wat ons vanoggend gelees het. Dis moeilik, broers en susters, want die sinne wat ons gelees het, eer dit gehoor, is so verstrengel dat dit amper onmoontlik is om hulle uitmekaar uit te haal sodat jy hulle kan ontleed en van nader kan bekyk. Maar is ook wonderlik, omdat die genade wat God aan ons bewys, die liefde wat hy vir ons het, sy bedoeling met ons, seker nêrens in die Bybel so intens beskryf word, soos in hierdie verse nie. Vanoggend se preek wil nou nie naasten by probeer om hierdie hele gedeelte vir u te verduidelik nie, broers en susters. Vanoggend se preek wil net 'n ietsie hiervan uitlig. 'n Ietsie van die heerlikheid en die rykdom van God se genade. En daarom is die hoofgedagte van hierdie preek die heerlike en ryk genade wat God aan ons bewys. Dis waaroor hierdie preek gaan. Kom ons kyk dan na hierdie twee dinge. Eers na die heerlikheid van sy genade en dan na die rykdom van sy genade. Die heerlikheid van sy genade in die eerste plek. Ons ken altyd hierdie terme goed, heerlikheid, genade, terme wat baie in die Bybel gebruik word, veral in die Nuwe Testament. Maar wat beteken dit presies? Waarna verwys dit? As u nou die Here moet loof vir die heerlikheid van sy genade, of as u nou vir 'n ander mens moet verduidelik, wat is die heerlikheid van sy genade? Sal u dit kan doen? Genade, goed, dit sal seker nie so moeilik wees nie, broers en susters. Die meeste gelowiges weet die woord genade verwys na die goedheid wat die Here aan ons bewys, veral dan die goedheid dat hy ons sondes vergewe, wat 'n goedheid is wat ons glad nie self verdien nie. Ons kry dit as 'n geskenk. Dis wat die woord genade beklemtoon. Dis 'n vrye geskenk van God wat ons nie verdien nie. Maar wat is die heerlikheid van sy genade dan? Die 1983 vertaling gee dit weer met sy wonderlike genade. En dis waar, God se genade is wonderlik, maar die term heerlik beteken hier iets meer as net bloot dat die Here se genade wonderlik is. Die term heerlikheid verwys hier na dit wat by die Heer hoort. Dit wat heerlik is. Dit wat by God pas. Dit wat eie is aan God. Genade, veral dan die genade om sondes te vergewe. Dis mos iets wat eie is aan God, nie waar nie? Dis definitief nie iets wat eie is aan ons, wat mense is,
om iemand anders byvoorbeeld sy onregte te vergewe nie. Ons natuurlike gevoel is as iemand onreg gedoen het, dan moet dit gestraf word. Die eerste gedagte wat by ons opkom is 'n oog vir 'n oog. Mens lees dan ook in die eerste bladsye van die Bybel dan al hoe Kain wat vir Abel doodgeslaan het, bang was vir die wraak van mense. En ons lees van Lamech, die Lamech in Genesis 4, dat hy gesê het, hy wreek 'n onreg wat teen hom gepleeg is, 77 maal. Maar hoe meer jy dan in die Bybel lees, broers en susters, en hoe meer jy bewus word van die goedheid van die Here, hoe meer hoor jy hoe hy vergewe. Totdat jy uiteindelik hoor dat die Here Jesus Christus gekry het wat hy nie verdien nie, die straf op ons sondes, sodat ons kan kry wat ons glad nie verdien nie, die vergewing van sondes. Daar's 'n Engelse uitdrukking wat iets verwoord van hierdie feit laat genade pas by God. U ken hierdie uitdrukking, to err is human, to forgive divine. Met ander woorde, om te fouteer, om te sondig, dis tipies van mense. Om te vergewe is tipies van God. So die genade van vergifnis, dis iets goddeliks. Dis tipies van God, dis eie aan hom. Dat dit eie is aan hom word ook op ander maniere gesê in hierdie verse wat ons vanoggend gelees het. Die liefde en die genade waarvan hierdie verse so intens skryf, so hoor ons in hierdie verse, dit kom uit God self uit. Niemand anders het hom daartoe gedwing of eers daartoe gedring nie. Dis ook anders as by ons, nie waar nie, broers en susters? As ons dit keer regkry om iemand anders se onreg te vergewe, dan is dit nie omdat ons van self so vergewensgesind is nie, maar dan is dit omdat die Here ons beveel het om te vergewe en omdat die Here in ons harte ingekom het en ons harte verander het en gedring het sodat ons vergewe. Maar by God kom die genade uit homself uit. Hier word uitdrukkings gebruik hier soos dat hierdie genade en hierdie liefde van God is die welbehae van sy wil. En ons hoor dis 'n welbehae wat hy in homself voorgenem het. En ons hoor hierdie voorneme is die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Sy wil, nie iemand anders se nie. So as ons hoor, broers en susters, van die heerlikheid van God se genade, dan is dit 'n uitdrukking wat vir ons sê, genade is eintlik iets goddeliks. Dis iets wat by die Here hoort. Dis iets wat uit sy hart uitkom. En hierdie genade wat uit die Here se hart uitkom, en dis dan die tweede wat ons hoor, is ryk. Kom ons kyk daarna, die rykdom van sy genade. In vers 7 hoor ons sondes, ons misdade is vergewe na die rykdom van sy genade. So terloops, broers en susters, na die rykdom van sy genade, beteken nie net uit die rykdom van sy genade nie. So het die 2020 vertaling dit weergegee, dat God ons vergewe uit die rykdom van sy genade. Maar na die rykdom van sy genade beteken in ooreenstemming met sy genade. Volgens die rykdom van sy genade. Dit sê, ons kry so baie, soos wat sy genade is. Ek kan miskien met 'n voorbeeld vir u die verskil verduidelik tussen uit die rykdom van sy genade en na die rykdom van sy genade. As 'n biljoenêr vir 'n bedelaar iets gee uit sy rykdom, dan beteken dit tog nie hy gee hom baie nie. Dan beteken hy kan hom R2 gee, dan gee hy dit uit sy rykdom. Maar as 'n biljoenêr vir 'n bedelaar iets gee na sy rykdom, dan beteken dit hy gee hom baie. Dan beteken dit hy gee hom soveel as wat 'n biljoenêr kan gee. En nou hoor ons hier, die Here gee vir ons
in ooreenstemming na die rykdom van sy genade. Maar goed, wat is hierdie rykdom van sy genade? As 'n mens nou alles wat in die Bybel hieroor staan moet preek, broers en susters, dan sal ons nie vandag huis toe gaan nie. So kom ons kyk maar net na 4 van die dinge wat in hierdie paar verse staan oor die rykdom van die Here se genade. Die eerste wat ons hier hoor is dat hierdie liefde van die Here, hierdie guns wat hy aan ons bewys, dit is al van ewigheid af vasbesluit. Voordat hy nog die wêreld gemaak het, het God al besluit, het hy al gekies om sy guns aan ons te bewys. Sodat hy vir ons gee wat ons nie verdien nie. Dis nie iets wat God op die ingewing van die oomblik doen nie. Daar's nie 'n opwelling, 'n skielike opwelling van jammerte in sy hart en nou bewys hy dit aan ons nie. Maar dis 'n liefde van God wat al van die ewigheid afkom en wat hy vasbesluit het om aan mense te bewys van wie hy geweet het hoe sondig hulle sou wees. Dis rykdom van sy genade. Dit kom al van altyd af. Die tweede wat ons hoor van die rykdom van sy genade is dat dit 'n genade is wat ons tot sy kinders aanneem. Dis iets wonderliks, broers en susters. Jy weet, soos God in homself Vader is. Hy is mos van ewigheid af Vader, nie eers toe hy geskep het nie. Maar soos God in homself Vader is, so het God die mens geskep om in homself kind van iemand te wees. Wat beteken dis inherent aan 'n mens om iemand se kind te wees. Al sou jy die president wees van 'n land, al sou jy die generaal wees van die sterkste leer op hierdie aarde, al sou jy die bestuurende direkteur wees van 'n multinasjonale maatskappy, al is jy 90 jaar oud, deel van jou diepste mens wees is om 'n kind te wees. En natuurlik is die een wie se kind ons gemaak is om te wees en wie se kind ons behoort te wees, is die Vader in die hemel. So as hy dan nou, as hy die Vader in die hemel dan nou, ons wat van hom vervreem was deur die sonde, weer as sy kind aanneem, dan beteken dit God herstel jou diepste menswees. Hy maak jou weer wie jy bedoel was om te wees. Hy gee jou weer jou plek in sy heelal. Dis 'n rykdom van sy genade om sy kind te wees. 'n Derde faset van die rykdom van sy genade, waarvan ons hier hoor, is dat dit die drie enige God is wat ons genadig is. Dis byvoorbeeld nie so, broers en susters, soos wat 'n mens baie keer die indruk kry, dinge voorgestel word. Dis nie so dat die Vader is ons eintlik vyandig gesind en nou moet die Seun hom ompraat om weer vir ons goed te word nie. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees het ons lief. En hulle werk met wat jy kan noem 'n heilige werksverdeling om hierdie liefde en genade van die drie enige God oor ons uit te stort. Het u vanoggend gehoor toe ons hierdie verse gelees het? Dat is deel van die struktuur van hierdie verse, dat die lig eers val op dit wat die Vader vir ons doen, en dan val die lig op dit wat die Seun vir ons doen, en dan val die lig op dit wat die Heilige Gees vir ons doen. Die Vader, so hoor ons hier, hy kies ons vir hom, en hy bepaal dat ons sy kinders sal word, en hy stel vas wat hy alles vir ons gaan gee. En dan sorg die Seun dat dit alles gebeur. Alles wat ons kry van die drie enige God, kry ons in die Seun en deur die Seun. Hy vat ons sondeskuld weg deur die straf daarop vir ons te dra. En wanneer jy nou aan hom verbind is, aan die Seun deur in hom te glo, dan word alles wat die Vader nou vir jou bestem het, dan word dit werklikheid vir jou. En die Heilige Gees, hoor ons hier, hy is die eerste en die grootste gawe wat God vir ons gee. Hy is die waarborg. Ons gaan alles kry wat die Vader vir ons beloof het. Hy is die een wat ons verseël, wat ons so vas aan God bind, dat niks en niemand jou tot in ewigheid sal kan losmaak nie.
Dis 'n rykdom van God se genade, broers en susters. Jy weet amper nie eers waar om te kyk nie. Die Vader het jou lief, die Seun het jou lief, die Heilige Gees het jou lief. En dan die vierde van die rykdom van God se genade waarvan ons hier hoor, is dat ons geseën word, nie net met die vergewing van sondes nie, maar met alle geestelike seëninge in die hemel. Ja, ons sondes word vergewe en dit op sigself, broers en susters, getuig al van onmeetlike genade. Dink net 'n bietjie daaraan, net aan die vergewing van sondes al. Jy weet, wanneer ons dit reg kry om iemand wat ons 'n onreg aangedoen het te vergewe, dan is dit al iets moois. En as ons dit gaan regkry om iemand 7 maal te vergewe, dieselfde persoon wat ons 'n onreg aangedoen het, dan sal almal wat dit sien dink ons is daarin besondere mense. En wanneer ons dit sou regkry, soos wat Jesus gesê het ons behoort, om iemand 70 maal 7 te vergewe, dan sal ander mense wat dit raak sien dink ons is van die allerheiligstes wat nog op hierdie aarde gewoon het. Maar God vergewe ons nie 70 maal 7 nie, maar duisende der duisende sondes. Gaan maak maar 'n konservatiewe sommetjie hoeveel sondes jy elke dag doen en hoeveel dae jy al in jou lewe gelewe het. En jy sal verstaan wat bedoel word. En dan moet ons daaraan dink, God vergewe nie net vir my nie. Hy vergewe miljoene der miljoene mense, 'n ontelbare menigte eendag. Hy vergewe hulle almal duisende der duisende sondes. Praat van ryk genade. Maar dan eindig dit nie eers by die vergewing van sondes nie. Hy gee vir ons alle geestelike seëninge. Hy gee vir ons nuwe harte. En hy stort in hierdie harte geloof en hoop en liefde in. Hy gee vir ons sy woord. Watter onuitputlike rykdom. Hy gee vir ons die kerk, sy geestelike huisgesin. Hy gee vir ons kennis van hom, vreugde oor hom. Hy gee vir ons vrede in ons harte. Hy gee vir ons uitsien na die lewe hierna. En dan praat ons nog nie eers van alles wat hy in die lewe hierna vir ons gaan gee nie. Elke geestelike seëning waarvan jy op enige bladsy van die Bybel kan lees, die Here gee dit vir sy kinders. Nou al druppels daarvan, eendag strome en strome. Dis die rykdom van God se genade, broers en susters. Kom van ewigheid af. Dit maak ons wat ons geskep is om te wees, kinders van God. Kom van die drie-enige God af. Dit gee ons alles. Die rykdom van die genade van God. Ek sluit af, broers en susters. Watter praktiese betekenis het dit nou vir ons lewens, dat ons nou vanoggend weer iets gehoor het van die heerlikheid en van die rykdom van God se genade? Ten minste 2 dinge. In die eerste plek gee dit ons iets om aan te dink, iets om oor te pyns. In die plek van al daardie bekommernisse en angste en wrokkighede en wie weet watter ander gedagtes wat gedurig so in jou kop inkom en jou lewe wil oorvat. Ons kan hieraan dink. En jy sal dit beleef, broer en suster, wanneer jy doelbewus dink oor die heerlikheid en die rykdom van God se genade, dan is dit asof God se vrede al hoe meer in jou binneste insypel. So dink daaroor. Ook in die nagte, wanneer die slaap nie wil kom nie. Die tweede wat hierdie vir ons praktiese lewe sê, is dat dit moet ons regtig dring om die Here te dank en te loof en te prys vir sy genade. Het jy dit gehoor? Dis 'n refrein in hierdie verse. Die Vader se liefde, so staan hier, word beskryf tot lof van die heerlikheid van sy genade. Tot lof daarvan, vers 6. En dan word die Seun se genade beskrywe, hoor ons in vers 12, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. En dan word die Heilige Gees se lieflike werk beskryf, so hoor ons in vers 14, tot lof van sy heerlikheid.
Ons gaan vandag en ons gaan in hierdie week baie kere na die Here toe vlug. Nie waar nie? Met al ons behoeftes en al ons node, met ons vrese, met ons hartsere. En ons gaan smeek dat hy ons moet lei en help en beskerm en troos. Maar dit moet nie al wees nie. Iemand wat selfs net 'n ietsie verstaan van die heerlikheid en die rykdom van die Here se genade, sal nie nalat om na hom toe te gaan, om hom ook te loof en te prys en te dank en te eer daarvoor nie. Dit wat ons vanoggend gehoor het ons veral gehoor tot lof van sy heerlikheid. Amen. Kom ons bid. Ewige God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons loof U vir U genade, vir die rykdom daarvan, vir die feit dat dit uit U hart uitkom. Help ons om dit te verstaan, hoe langer hoe meer. Lei deur die werk van U Gees ook wanneer die sorge en die moeite van die aardse lewe ons wil oorweldig. Lei ons gedagtes na U genade toe. En gee vir ons al hoe meer insig daarin en blydskap daaroor. Ons dankie dat U nou vir ons 'n rusdag gee waarin ons ook die ander dinge kan op sy skuif om met U en U woord en werke besig te wees. Seën ons vandag. Maak dit waar dit U wil is vir ons moontlik om vanaand weer by mekaar te kom. En gee dit ook vandag U kerk sal groei en U naam wyd en suid verheerlik sal word. Want dit kom U toe deur Jesus ons Here. Amen. Kom ons gee nou met dankbaarheid uit die stoffelike gawes waarmee die Here ons geseën het vir die wat nood het. En nadat hierdie kollekte opgeneem is, sing ons Psalm 103 verse 1 en 2. Loof o my siel. Psalm 103 vers 1 en 2 direk na die kollekte.
die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.